Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig deur Christus Jesus, sy Seun, in die volle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek wil U nooi, ons gaan nou aan, ons het ons begin lees uit Prediker, en ons gaan nou aan, en daar's net ietsie wat ek wil hê U moet raak sien voordat ons begin lees. En julle glo, my Prediker het nou verdwyn. Hy is nou nie meer na Openbaring nie. Laasweek Sondag het ons hierdie brief nou oopgemaak en in die begin van hierdie brief kon ons baie duidelik sien dit wat Salomo aan ons mee wou gedeel het, die feit dat jy kan 'n vol lewe leef en leeg wees. Dit was so. Maar ek wil hê U moet nou let op sy aandag. Sy aandag was alles is te vergeefs. Alles daar buite. Alles wat hy besit het. Alles waarmee hy homself bemoei het. En kyk nou in vers 12, waarmee begin hy daar? Daardie woordjie? Ek. So hy vat dit nou van daar, en hy bring dit en hy kom sit dit nou hier. Vers 12. Ek, Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek kan nie getel word nie. Ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar, toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer, het ek ingesien, dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want, by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Net tot sover. En die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my en ons soek die Here ook in gebed. Dierbare Here, baie dankie vir ons kosbare samesyn in hierdie oggend ook. Dankie Here vir U goedheid en U guns wat neerstraal op ons lewe, terwyl ons baie min van dit eintlik in werklikheid verdien. Dankie Here dat ons daarin kan juig, en dat U getrou is. Dankie Here dat ons kan juig in die feit dat U nooit verander nie. Dankie Here dat ons kan weet dat U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En dankie Here dat ons as gemeente nog die geleentheid het om laag voor U voete te kom buig. Ons kom buig Here want ons is afhanklik. Ons kom buig Here want U is waardig. Ons kom buig Here want daar is niemand soos U. En selfs nou, kom roep ons uit, Here, namens ons gemeente. U ken elke liewe hart. U ken elke liewe begeerte.
Here, U weet wat ons hierdie week deurgegaan het. Ons bekommernisse, ons pyne. Terdee, Here, is U bewus daarvan. Dankie, Here, dat ons dit nou by U voete kan kom neerlaat. Ons kom lê ons siekes voor U neer. Ons dink aan Tannie Martha. Ons dink aan Tannie Marietjie wat alleen daar in die hospitaal is. Here, sal U asseblief vir hulle kom ontvou. Sal U hulle asseblief die teenwoordigheid kom skenk. Vrede oor hulle pad sal stuur. En Here, sal U hulle ook kom aanraak tot volle genesing. En Here, nou sit ons. Die Bybel is oop op ons skote. Maar Here, ons wil niks doen as U ons nie vooruit gaan nie. Here, ons wil niks doen as U nie hierdie woord vir ons gaan openbaar nie. Ons wil niks doen, Here, as U nie self in hierdie oggend kom praat nie. En so wil ons kom vra, Here, dat U asseblief ook hierdie geleentheid tot U rekening sal neem. Gebruik asseblief Salomo se ervaring, gebruik asseblief dit waardeur hy gegaan het. Kom wys dit vir ons, Here, dat ons daaruit kan leer, sodat ons daaruit kan groei. Here, dat op die uiteinde van dit alles, die naam van die Here Jesus Christus in hierdie omgewing, in my omgewing, Here, soos wat ons gesing het, dat ons liggies moet skyn. Dat ons liggies sal skyn op al die regte plekke, in waarheid, en tot eer en verheerliking van U naam. Here, vat asseblief hierdie geleentheid tot U rekening, en word U verheerlik in en deur dit alles. Ons bid dit alleenlik, in die groot naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Vers 13 is dit waarop ons 'n bietjie gaan fokus. Hy skryf daar, ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Nou, geliefdes, na aanleiding van dit wil ons graag met U praat onder die tema onder die son of onder God. Onder die son of onder God. Nou hierdie afgelope paar weke, paar maande is ek besig om voor te berei vir hierdie reeks, besig om die legkaart te bou, besig om alles in plek te sit van dit wat in Konings gebeur het en dit wat in Spreuke gebeur het, dit wat hy in Hooglied kom sê het, en toe uiteindelik nou hier by Prediker gekom het, en nou meer ek alles, nou sit ek myself terug in Salomo se skoene, en hier waar hy homself op hierdie plek bevind, kan ek myself nie indink nie. Ek kan myself nie indink hoe hy gelewe het nie. Ek kan myself nie indink hoe fantasties alles moes gewees het nie. Hy is op die hoogtepunt van sukses in sy eie persoonlike lewe. Die tempel is gebou. Die skatkamers is propvol. Almal in die gemeenskap het geld. Silwer is so nutteloos. Die kinders gooi mekaar daarmee. Dit het amper geen waarde nie. Mense kom van ver om sy wysheid te hoor, en in menslike gedagtenis, in 'n menslike opinie, het hierdie man alles bereik wat 'n mens na kan streef na. Hy het al die rykdom gehad wat hy wou gehad het, hy het kennis gehad, hy het eer gehad, hy het status gehad, hy het wysheid gehad, bo wysheid wat niemand anders te gehad het in sy tyd nie. En met dit saam was hy die suksesvolste persoon van sy tyd. En nou dink jy net hoe dit moes gewees het as sy wekker 6:00 die oggend moes afgaan. Julle, ek is soms bederf, né, met 'n vroutjie wat vir my 'n koppie koffie bring. En dan sit sy hom so langs my bed neer. En dan staan ek op en dan vat ek daai koppie koffie en ek drink hom en ek geniet hom. As 1/10 van sy vrouens vir hom 'n koppie koffie gebring het, julle besef dis 100 vrouens. Dis 100 koppies koffies wat hy in 'n oggend moes opgedrink het. Dis chaos. Ek weet nie hoe sy blaas dit moes gehou het nie. Ek weet wat het hy vir een gesê, sorry, ek gaan nie jou koffie drink vanoggend nie, ek drink haar koffie. Dink jouself net, jy sê dit vir 'n vrou.
Geliefdes, verbeel jouself dat Salomo is u vriend en sy verjaarsdag kom op. Wat koop jy vir hom? Ek meen, hy stuur skepe uit om ape terug te bring. Groot gorillas wat daar in sy yard rondloop want hy kan. Wat koop jy vir so 'n ou wat alles het? Wat nie 'n tekort aan enigiets het nie. En ek wonder hoe sy verjaarsdag gelyk met 1000 vrouens wat vir hom geskenke gebring het. Maar jy sien, ons vind vir Salomo nou hier aan die einde van sy lewe, ons het dit laasweek so 'n bietjie aangeraak, en hy is besig om terug te kyk na alles wat hy gedoen het. Hy kyk terug na alles wat hy bereik het, en dis asof die wêreld hier vir hom begin dof word. Hier begin hy vra, wat is die punt? Wat is die punt van dit alles? Wat beteken dit wanneer ek sterf? Wanneer ek sterf, wat beteken dit dat die skatkamers vol is? Wat beteken dit dat daar ape is wat hier rondhardloop? Wat beteken dit? Wat beteken my wysheid as ek sou sterf? Wat beteken dit? Wat is die lewe? Wat beteken dit alles waarvoor ek so hard gewerk het wanneer my liggaam uiteindelik tot stof terugkeer? Soos Dawid gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die geliefdes, hier in Prediker 1 verse 12 tot 18 kyk ons na Salomo, nie op die hoogtepunt van sy loopbaan nie, maar op die hoogtepunt van sy afwyking van die Here. Ons het dit laas hanteer in 1 Konings 11, hoe dat al hierdie vrouens gemaak het dat hy afgewyk het van die Here. Snaakse dingetjies begin doen het. Wêreldse glorie, wêreldse eer. En om dit vir u eenvoudig te stel, hy het begin leef onder die son. Jy sien, sy begrip was horisontaal. Hy het alles horisontaal aanskou. Alles wat onder die son is, maar sy vertikale verhouding, daar was niks daarvan meer oor nie. En dus sit hy met hierdie kwelling in sy hart. Wat is die punt? Waarmee is ek besig? Hy sê, ek het my hart toegepas om met wysheid alles te ondersoek. Alles wat onder die hemel gebeur. Hy kyk na alles onder die hemel, alles onder die son. Hy kyk na al die wêreldse dinge. Hy sien dit alles raak. Hy gaan deursoek dit. Hy gaan beproef dit. Hy gaan kyk na al die kennis. Hy gaan kyk na al die mense, die mag. Hy kyk na verhoudings. Maar sy oogpunt strek nie verder as die son nie. Dis asof hy die horison sien, maar hy kan nie bo dit uitkyk nie. Sy toestand was daarin gerig dat hy was wys. Maar Salomo was nie meer aanbiddend nie. Sy wysheid het alleenlik net horisontale afmetings gehad. Mense, dinge, stelsels, waarhede. Maar dit het nie meer 'n vertikale dimensie gehad waar hy met God verbind was nie. Sy verstand was vol, maar sy siel was leeg. Leeg. Met ander woorde, hy het geweet hoe die wêreld werk. Hy het alles geweet, maar hy het nie geweet hoekom dit werk nie. Kopkennis en hartskennis, geliefdes, is twee verskillende dinge. Jy kan die Bybel ken, die waarhede uit jou lippe uit proklameer, maar as dit nie by die hart vassit nie, dan is dit alles te vergeefs. Dis alles te vergeefs. Hy kon die meganika van die lewe verklaar, maar hy weet nie wat is die betekenis van die lewe nie. In Prediker 1, hierso in daai gedeelte, praat hy daarvan dat 'n mens geoefen word met hierdie taak, dat dit 'n swaar las is wat God gee, om die sin van dinge te probeer vind. Hy begin dus verstaan dat wysheid
sonder God. Dis die las. Dit is die las. Die frase onder die son verskyn 29 keer in die boek Prediker. 29 keer praat hy van onder die son. 29 keer kom toon hy sy hart dat hy is net in vertikale. Niks horisontale, niks vertikale nie. Niks nie. Geliefdes, bring vir my enige aspek van die lewe. En jy kan dit nie verstaan sonder God se wysheid nie. En dis wat Salomo hiermee sukkel. 'n Lewe waar die mens probeer sin maak van die wêreld sonder om God daarby in te sluit. Ons skole doen dit, ons parlement doen dit. Hoe verder ons God kan wegvat, hoe beter, hoe gelukkiger sal ons wees. En aan die uiteinde sit hierdie man en hy's vermoeid hier binne in sy siel. Vermoeid. Hy redeneer, hy kyk, hy bereken alles, maar hy aanbid nie. Hy aanbid nie. En dis die manier waarop die wêreld vandag leef. Die wêreld sê dat ek verstaan dat dit waardeur ek sien. Seeing is believing, is dit nie? Terwyl die Here sê dat die regverdige sal deur die geloof lewe. En geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons nie sien nie. Nie sien nie. Salomo probeer om die lewe te verstaan. Maar dit wat hy sien daarvan uit sy koningsstoel maak net nie sin nie. En hierdie fokus bring hom tot 3 gedagtes. Die eerste een het ons gelees in vers 2 waar hy sê alles is te vergeefs. Hy het hierdie leegheid. Beperking sien ons in vers 15, wat krom is kan nie reguit gemaak word nie. En nou met dit saam sien jy ook die hartseer, wie kennis vermeerder swart. Met ander woorde, hoe meer hy sien, hoe minder vrede het hy. Hoe meer hy weet, hoe minder maak dit sin. Hoe meer hy besef, hoe groter word die gaping in sy siel. Dink vir 'n oomblik aan 'n arend wat in die lug sweef. Hy sweef so lekker onder die son, alles is mooi, alles is idillies. En dan uiteindelik sak hy neer so tussen deur die wolke. En daar binne in die wolke sien hy nie meer die son nie. Daar vlieg hy in 'n koue skaduwee, hy het hoogte, maar hy het geen warmte nie. En dis waar Salomo homself bevind. Hy het hoogte, hy het wysheid, hy het insig, hy het kennis, maar die son van geregtigheid skyn lankal nie meer in sy lewe nie. Maleagi 4 vers 2 sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Hierdie man het kennis, maar hy het geen lig nie. Niks nie. En so kom hierdie gedeelte na ons toe, geliefdes, met een eenvoudige vraag. Waar kyk jy? Waar kyk jy? Hoe is jou oë ingestel in hierdie oggend? Kyk ons dalk horisontaal na alles? Of het ons 'n vertikale begrip in gedagte? Johannes 3 vers 3 sê die Here Jesus vir Nikodemus. Hy sê vir hom, verwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En met dit saam, geliefdes, praat hy van die waarhede van die koninkryk ook. Hy praat van die verstaan van die koninkryk. Hy praat van die toepassing van die koninkryk. Maar dit kan nie gebeur as ek 'n horisontale, want ek kan al die kennis hê. Ek kan die Bybel uit my kop uit ken.
en nog steeds leeg is. Salomo het Spreuke geskryf en nog steeds was hy leeg. En so wil ek vir u wys 3 kort gedagtes. Dit waarmee Salomo hier vir ons wil kom wys, want wat hierdie boek eintlik is 'n boek om vir my en vir u te sê, leer uit my foute. Leer daaruit. Die eerste gedagte waarby hy stil staan, is die beperking van menslike soeke. Daar's 'n beperking. En ek het my hart daarop gerig sê om met wysheid te ondersoek, na te speur wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Nou hier in hierdie gedeelte gebruik hy 2 baie sterk Hebreëse woorde. Die een is bakas, wat beteken om te ondersoek. Dit praat van iemand wat iets soek, soos wat nog nooit te soeke, asof jou lewe daarvan afhang. Byvoorbeeld, as ek my trouring verloor, ek moet hom soek, en ek moet soek, voordat my vrou agterkom, hy's nie op my vinger. Want iewers along the line het ek met hom gespeel, en ek mag nie met hom speel nie, en dit is wat daai woord beteken, jy's ernstig om te soek. Dis iets kosbaars, en jy wil dit hê, jy wil dit begryp. En dan het jy ook die woord ter, wat beteken om na te speur, en dit is om stelselmatig te verken. Dis iemand wat 'n ontdekkingsreisiger is, wat elke hoek en draai gaan ondersoek om te sien wat gebeur hier. Dis soos Marco wanneer hy voor 'n M3 staan, ek gaan soek elke deeltjie van daai kar. As ek daar wegloop, kan ek hom amper uit my kop uitteken. Dis waarmee Paulus hier, Salomo hier besig is. Hy's nie besig met 'n oppervlakkige soeke nie. Hy's besig om in diepte in te grawe. Hy wou verstaan alles wat onder die hemel gebeur. Hy het die wêreld bestudeer. Menslike ervaring het hy ontleed. Die wetenskap, die politiek, die wysheid, die filosofie. Alles het hy gaan ondersoek met hierdie groot skok wat na sy kant toe kom. Dit bring hom nie vervulling nie. Dit bring net vir hom meer en meer frustrasie. Hy kom nie by vervulling uit nie. Hy noem dit 'n swaar taak. Die Hebreëse woord is inyan ra, wat letterlik beteken 'n slegte of 'n pynlike werk wat God aan die mens gegee het. Salomo besef dat die mense se pogings om betekenis te vind is self deel van die las wat God op die gefalle wêreld laat plaasvind het. Romeine 8 vers 20 sê die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Die mense verstand, geliefdes, hierdie klein pinaatjie wat ons hier tussen ons ore het, met sy logika en sy analise en sy wysheid, word beperk deur die sondeval en al sy verganklikheid. Dis hoekom ons mos daai stelling het as so 'n brein eendag gaan verrot, né? Want ons is verganklik. Elke mens gaan vergang. En nou kom hy by die waarneming van hierdie lewe onder die son in verse 14 en 15. Hy sê ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, dit is alles te vergeefs. Gejaag na wind. Wat krom is kan nie reguit word nie en wat ontbreek kan nie getel word nie. Hier sê gevolgtrekking. Alles is nietigheid. Alles is nietigheid. En as jy onthou, laasweek het ons gepraat oor die woord evel, wat beteken dat dit is soos 'n damp, soos 'n asem, jy probeer dit gryp, jy probeer dit vang en dan is dit so tussen deur die arms, dis 'n mis wat net verdwyn, geen vaste vorm nie. Hy sê alles is asem. Dis 'n gejaag na wind. Dis soos iemand wat 'n bottel vat en probeer lug vang. Gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie. Wat krom is kan nie reggemaak word nie. Salomo sien die wêreld se skeefheid. Hy sien die onreg. Hy sien die lyding, hy sien die korrupsie, hy sien die dood, hy sien die siekte, hy sien die sinlose tragedies en hy besef menslike wysheid kan dit nie oplos nie. Geliefdes, hoe baie het ons nie al probeer om net die potholes in ons straat reg te maak nie. Kom ons daarby uit?
Nee. Nee. Hy sien, net soos wat ons vandag sien, dat die wêreld gebreek is. En dat selfs sy eie groot wysheid, al hierdie magtonwysheid wat God aan hom gegee het, kan dit nie herstel word nie. En nou kom sê, dit wat ontbreek kan nie getel word nie. En hy erken dat daar te veel ontbreek in die menslike begrip. Die breuke, geliefdes, is groter as wat ons kan bereken. Ons sien net die fragmente, maar ons sien nie die geheel prentjie nie. Ons weet dele, maar ons ken nie die volle doel nie. En wat Salomo hier ontdek, en hier aan ons wil kom meedeel, is die beperking van menslike wysheid en die noodsaaklikheid vir 'n goddelike openbaring. Dis wat hy hier wil hê. Dis waarna sy hart juig. Hy kyk na die wêreld en hy sien orde, terselfdertyd sien hy die chaos. Hy sien al die wyshede, maar tergelykertyd sien hy al die dwaashede. Hy sien al die liefde, maar terselfdertyd sien hy die haat. En hy besef, sonder God se openbaring, sonder geloof, kan hierdie teenstrydighede in die wêreld waarin ek leef glad nie sin maak nie. Salomo probeer die wêreld verstaan onder die hemel, maar die hemel self bly vir hom gesluit. Dis asof hy sê, ek het probeer om sin te maak van die lewe, om God buite rekening te hou, en dis onmoontlik. 1 Korintiërs 1 vers 20 en 21, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwisters van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Met ander woorde, die wêreld probeer wys wees sonder God, en dis presies waar die dwaasheid van hierdie wêreld begin. Dis soos 'n legkaart wat ons probeer aan mekaar sit, maar ons weet nie hoe lyk die prentjie voor op die boks nie. Hier en daar het ons 'n dingetjie en 'n dingetjie wat by mekaar pas, maar ons weet nie eers waartoe ons is op pad nie. En so kom praat die Here ook, hy sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op aarde doen, want in die dinge het ek behaag, spreek die Here. Geliefdes, hierso is die troos van ons verstand. Ons gaan nie alles verstaan nie. Ons gaan nie. Ons gaan probeer sin maak van dingetjies en daadjies. Maar is daar nie dalk 'n plek vir môre waar jy in jou hart moet kom sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou op U. Here, ek weet nie wat aangaan in ons samelewing nie, maar ek vertrou op U. Ek weet nie wat aangaan in my familie nie, maar ek vertrou op U. Here, my kinders het weer die pad buister geraak, maar ek vertrou op U. Ek vertrou op U. Geliefdes, die menslike verstand is 'n wonderlike instrument, maar 'n baie swak beester. En ons moet dit onthou. God het ons nie gemaak om die lewe sonder hom te verstaan nie, maar hy het die lewe gemaak sodat ons dit kan verstaan in hom. As ek in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Elke poging om sin te maak onder die son sal leeg eindig, totdat jy jou oor rig tot bo die son. Nie hieronder nie, maar bo die son. Die tweede een wat hy vir ons wil kom uitwys, is die illusie van wysheid en kennis. Hy sê, ek het met myself gespreek en gesê, ek het groot en altyd groot wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien, maar toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is.
So hy kom bely dat hy die uiterste grense van menslike kennis en wysheid gaan toets het. Hy sê ek het groot geword in wysheid bo elke liewe persoon, toegeneem bo almal. En dis nie arrogansie wat hy hier uitspreek nie, is 'n feit. Niemand het sy intellektuele hoogtyd gehad nie. Hy het alles bestudeer, van die gedrag van diere en plante, die filosofie van mens, die raaisels van die lewe, en hy kom tot hier die hartverskeurende slotsom dat dit alles is 'n gejaag na wind. Hy ontdek dat wysheid sonder God net so leeg is as om pleinweg stupid te wees. Dom. Jy sien, menslike kennis gee inligting, maar nie verlossing. Kennis kan jou kop vul, maar dit vul nie jou hart nie. Wysheid kan jou help verstaan hoe dinge werk, maar dit gaan jou nooit vertel hoekom jy leef nie. En Salomo ontdek dat as jy die Here nie die middelpunt van sy wysheid is nie, word sy wysheid 'n afgod en die afgod laat hom leeg. As hy net na sy eie woorde geluister het. As hy net geluister het na die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. As hy net kon onthou dat hy daardie woorde neergepen het, want sonder eerbied vir God is daar geen ware wysheid nie, net 'n skynwysheid. Dit lyk wys, lyk slim. Maar kom ons gaan kyk, hoe lyk dit agter toe deure? Hier sit hy agter toe deure en kyk wat skryf hy. 1 Korintiërs 1 vers 23 skryf Paulus, hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Waar kry ons wysheid? Net in Jesus. Net in Jesus. Want geliefdes, wysheid is nie 'n denksysteem nie. Dis nie 'n 1 + 1 + 2 en is gelyk aan 5 en ek maal dit met 10 en nou sê ek wys nie. Wysheid is 'n persoon. Dit is Jesus Christus. Romeine 1. Ja. Ekskuus, ek het nie Romeine 1 nie. Romeine 1 sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul verstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Voorgee. En dis presies wat met Salomo gebeur het. Hy weet van God, hy weet van hom, maar hy eer hom nie as die bron van alle wysheid nie. Dis soos Marco. Ek ken vir Julius Malema. Ken hom baie goed. Het al video's oor hom gekyk, het al artikels oor hom gelees en al die klas kommentare oor hom wat mense van hom sê, maar as jy vir Julius Malema gaan vra, wie is Marco Labuschagne nie, en hy vir jou baie mooi laat weet, hy weet nie idee nie. En geliefdes, baie mense val onder daardie selfde stryk, want baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer. En ek sal vir hulle sê, gaan weg van my. Hoekom? Ek het julle nooit geken. En hierin lê vir ons 'n baie kragtige waarskuwing vir ons wat in 'n era is, geliefdes, van inligting, data en selfstandigheid. Want ons weet nog meer as ooit tevore. Hierdie ding is 'n fantastiese ding. Hierdie ding. Julle, ek kan vir julle enige iets uitvind wat jou hart begeer. Ons weet meer as ooit tevore, maar ons glo minder as ooit tevore. Jy ooit daaraan gedink? Ons kan verduidelik hoe die son werk, maar ons aanbid nie
die God wat die son gemaak het nie. Ons het kennis sonder aanbidding, feite sonder geloof en logika, geliefdes, sonder liefde. Die wêreld het nog nooit soveel toegang tot kennis gehad nie en nog nooit so min wysheid gehad nie. Want jy kan suksesvol wees en geestelik leeg wees. Jy kan slim wees sonder vrede. Jy kan weet hoe dinge werk, maar jy weet nie hoe jy asemhaal nie. Ware wysheid begin eers, geliefdes, wanneer ek my knie buig en sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou op U. Die Here sê, moenie julle kwel oor môre nie. Hoe baie kwel ons oor hierdie week wat kom? My baas moet net nie kwaad wees. Ek wil hom net nie in 'n bad mood kry. Die petrolprys moet net nie opgaan. Die Here sê, moet jy nie kwel nie. Moenie. Geliefdes, wysheid begin nie by 'n studie nie. Dit begin by 'n oorgawe. Nie by navorsing nie. Dit begin by aanbidding. Nie by ek weet nie, maar by Here, U weet. U weet. En wanneer Salomo sê dit is 'n gejaag na wind, wys hy hierdie gedagte uit dat altyd vol beweging, maar geen betekenis nie. Dis soos om in die aande jou kop op jou kussing te gaan lê en te weet vir God het ek niks beteken nie. Dis 'n gejaag na wind. Die dag is gemors. Heeltemal. Ek het my baas ryker gemaak. Hy smile. Ek het 'n paar ekstra rand vir die familie ingebring, maar vir God niks. Dis alles te vergeefs. Gejaag na wind. So kom die belofte. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. 'n Belofte. Die laaste gedagte, en ek haas my geliefdes, dis die las wat ware insig bring. Want kyk wat sê hy nou. Hy hak die vorige verse aan by verse 18, want nou sê hy, want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Salomo ontdek iets wat min mense bereid is om te erken. Om die wêreld regtig te verstaan, is om waarlik te sien hoe gebroken dit regtig is. Wysheid maak jou oë oop, geliefdes, maar ek stuur vir jou 'n waarskuwing dat dit gaan jou hart breek. Dit sal jou hart breek, geliefdes, as jy sien wat werklik in ons lewens aan die gang is. Hoe die familiemodel werklik daar buite lyk. Waardeur ons kinders werklik moet gaan, selfs by 'n sekuriteitsplek waar hulle veilig moet wees, soos byvoorbeeld ons skole. Want jy sien, die oog van die wyse sien sonde. Die oog van die wyse sien sonde. Die oog van die wyse sien pyn. Die oog van die wyse sien onreg, sien verganklikheid. Maar sonder God se genade het hy geen antwoord daarop. En dis juis waar hierdie onder die son perspektief die swaarste weeg. Want wanneer jy die wêreld probeer verstaan sonder om na God te kyk, sal kennis jou net meer bewus maak van hoe verlore alles is. Die Hebreëse woord wat hy hier gebruik, kaas, vir verdriet, dui op 'n emosionele pyn, 'n frustrasie, 'n ergernis. Dit is nie net 'n eenvoudige hartseertjie wat 'n tissue kan wegvat nie, maar innerlike spanning van iemand wat sien dat alles is verkeerd, maar hy kan niks verander nie. Die woord smart, daai makof, dit beteken seer pyn, dis 'n lyding, 'n bekommernis. En nou sê Salomo, hoe meer hy voel, hoe minder kan hy doen.
Dis die las van ware insig sonder verlossing. Dis om te sien hoe krom dinge is en dit kan nie reggemaak word nie. Hy het dit gesê. Hy het dit gesê in vers 15. Die psalmskrywer skryf in Psalm 73 vers 16 en 17, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Want jy sien, ware insig bring pyn totdat jy dit voor God bring. Dis soos 'n dokter wat 'n ongeneeslike siekte moet hanteer. Hy weet nie wat is die oplossing nie, maar hoe meer en meer hy studeer, hoe meer en meer hy dit verstaan, hoe nader en nader en nader kom hy aan die geneesmiddel, en ons geneesmiddel vir alles in hierdie wêreld, dit wat Salomo in die brief ontken, is God. Hoe beter hy dit verstaan, hoe meer sien hy hoe ernstig is dit. Sy kennis bring nie vir hom vreugde nie, maar hartseer. Want hy sien die pyn. Hy sien dit wat hy nie kan oplos nie. Hy sien hierdie siek wêreld, hy sien die sonde, hy sien die verganklikheid, hy sien die onreg, die ydelheid, maar sonder Christus het Salomo geen geneesmiddel nie. En geliefde, nou wil ek vanmôre vir u vra, sien u dit ook? As u dit nie sien nie, dan moet u oë oopmaak. Ons kinders, geliefdes, het ons nodig, nog meer as ooit tevore. Ons klein kindertjies, ek praat nie van tieners nie. Het jy geweet dat die algemene pornografieverslawing onder kinders begin nou by 11 jaar oud, verslaaf van pornografie? Hulle het ons nodig. En geliefdes, as ons as kerk, as ons as gemeente, as ons as kinders van die Here dit nie kan raak sien nie, dan het ons 'n probleem. Dan sit ons in dieselfde bootjie waar Salomo nou huidiglik sit. En die enigste oplossing is dit wat Paulus vir ons gee. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Jy sien, Salomo het gekyk na dit onder die son en hy het moedeloos geraak. En Paulus kyk vertikaal op. Hy kyk na God en hy vind hoop. Salomo se woorde, geliefdes, is vir ons 'n waarskuwing. 'n groot waarskuwing, want eendag is eendag waar ons op ons ou dag gaan sit en soos hierdie man gaan terugkyk en wonder, hierdie ou lewe wat ek geleef het, wat het dit tog beteken? Wat? Waarmee was ek besig? My baas ry 'n Mercedes as gevolg van my, maar wat daarvan? Wat se ewigheidswaarde dra dit by? Psalm 61 vers 2, van die einde van die aarde af roep ek u aan, as my hart beswyk, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Meer het saam met die Here Jesus ook gesê, salig is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Sien, die wêreld sê word slim en jy sal gelukkig word. God sê wees nederig en jy sal wys word. Groot verskil. Baie groot verskil. En geliefdes, vanmôre draai ons weer die wiel terug na onsself toe en ek wil u net vra, waarna kyk u? Waarmee is u besig? Is u besig om onder die son te kyk? Of is die verhouding met die Here reg? Om wel te kan sê, Here, ek weet nie. Here, ek weet nie hoekom het u vir Marco geroep as predikant nie. Hy was gelukkig daar tussen die karre. Hy was gelukkig daar om alternators uitmekaar uit te haal, radkaste te breek en al die klas en goed. Hy was gelukkig, Here, ek weet nie, maar ek vertrou u het 'n plan.
En dit maak nie saak, Here, watter plan U vir my in gedagte het nie. Al maak dit seer, ek sal gaan. Al maak dit seer, Here, ek sal dit doen, want daarin vind ek nie my eie wysheid nie, Here, ek vind U wysheid. Daar binne in die wil van die Here hoef ek my nie te kwel oor die dag van môre nie. Ek hoef nie te kwel oor my gesin, wat hulle gaan eet, wat hulle gaan aantrek, waar ons gaan bly nie. Maar ek soek eers die koninkryk van God, daar bo die son, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge, alles wat hy daar noem, sal miskien vir my gegee word. Né? Miskien. Staan daar. Staan in Opinie 2 vers 1. Al hierdie dinge sal miskien vir julle gegee word. Nie as 'n belofte. Dis 'n belofte. Maar weet jy wat is ons grootste probleem? Ons grootste probleem is Hebreërs 11 vers 1. Geloof. Here, ek kon nie gesien het hoe U van 'n mechanic 'n predikant maak nie. Kon dit nie insien nie. En Here, U het dit gedoen. Here, ek kan nie sien hoe hierdie omstandighede verander tot goeie nie. Maar hy gaan dit nie eers vir my wys nie, die Here gaan dit doen. Geliefdes, mag dit ons uitkyk wees. Om nie onder die son te lewe nie. Dit is gemaklik hier onder die son. Dit is lekker. Maar kom ons leef op. Ons lewe in die wysheid van God. Ons vertrou hom om ons gedagtes te rig. Ons lewens, elke liewe aspek. Dat ons nie so Salomo aan die einde van dit alles sal sê, ai, man, dit was te vergeefs. Liefdes, mag die genade van die Here met ons wees in en deur dit alles. Mag hy ons deurdra. En mag sy wil, nie my wil nie, sy wil, ook so in ons lewens geskied. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek weet nie hoeveel keer ek uitgeroep het en gevoel het dat dit is alles te vergeefs. Here, ek weet nie hoeveel keer het ek in myself gewonder, wat maak ek nie? Hoekom is ek hier? Wat doen ek? Maar as in tye soos daardie, Here, waar ons terdee besef dat ons is besig met 'n horisontale uitkyk. Ons kyk na dit wat onder die son is. Here, sal U ons asseblief verlos van dit. Sal U vir ons goddelike wysheid kom gee. Here, U beloof dit. Here, U het gesê ons moet net kom vra en U sal gee sonder om te verwyd. Here, mag ons lewens daarvolgens kom inrig. Lewe in die geregtigheid van God deur die geloof wat ons in God gevind het. Here Jesus, mag U naam daardeur verheerlik. Dankie Here dat ons U kan vertrou vir dit. Dat U 'n werk in ons lewens sal kom doen, Here, om te verstaan, Here, dat alles is binne U. U is buite niks. Alles is omvattend van U. En dat ons alles, Here, deur U oë sal raak sien. En meer dit sal ook die wêreld daar buite sal raak sien, Here, en 'n verandering sal bring daar waar U ons wil gebruik. Dankie Here dat ons U kan vertrou vir dit. Dankie Here dat ons kan weet dat die werk wat U in ons lewens begin het, Here, U is die een wat dit ook so sal volëindig tot op die dag van ons verlossing. Amen.